Goeiemôre. Baie hartlik welkom aan almal van u wat vanmôre hier saam met ons is. Ek dink julle kan my so klein bietjie harder sit daarso, Annelie. Ons sê vanmôre in besonder hartlik welkom vir die Pretoria Mannekoor wat hier saam met ons is, Annelie wat hulle gaan begelei. Hulle gaan vir ons vanmôre 'n bietjie saam sing in ons lofprysingsdiens. Hulle gaan nou vooraf vir ons 2 liedere sing en dan ook wanneer ons na die preek gaan sit weer en dan na die tyd vir ons nog 2 liedere. Baie dankie.
Dit is goed om rustig en stemmig voor die Here te kom, sodat mense in besef kan wees dat ons in sy teenwoordigheid is. Maar kom ons begin deur in te tree in hierdie erediens, deur die Here te prys vir wie hy is. Ons staan op en dan sing ons as ons intree lied, saam Skrifbereiming 1:2, vers 1, 2 en 3. En dan bly staan ons vir ons votum, dit is ons openlike verklaring, en as die Here ons seën, en dan antwoord ons op die Here se seën, met die woorde van Psalm 100, al 4 die verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskep het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. En met hierdie lof in ons harte bely ons ook ons geloof voor die wêreld met hierdie woorde. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die angste van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees vanmôre saam met die wet van die Here uit Eksodus 20 en ek lees vanmôre uit die 1983 vertaling vir ons. Nadat ons saam daaruit gelees het, sal ons ook terwyl ons so sit antwoord op die wet van die Here uit die woorde van Psalm 103. Ons sing dan vers 1, 2 en 3 en daarna sal ons saam bid. Wanneer ons die wet van die Here lees, dan doen ons dit met 'n begrip dat hierdie is wat ons in die eerste plek herinner wie ons is sonder die Here, hoe verlore ons sal wees, maar eintlik ons ook aanspoor tot dankbaarheid en lofprysing in die Here. En reg aan die begin van die wet, dan sê God, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dit is die grondslag wat God vir ons lê, die basis waarop alles gebou is en die rede vir ons dankbaarheid voor hom. Want hy is ons God en hy het ons reeds bevry van die slawebande. En dan sê God verder, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van hulle wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen 'n ander nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U naam in hierdie dag geken word en geëer word vir wie U is. U is heilig. Daar is geen ander soos U nie. U is ons God en U is ons skepper en U het ons voor die grondlegging van hierdie wêreld al elkeen by die naam geroep om U kinders te wees. U genade, Here, is so ontsaglik groot, so groot dat ons dit werklik nie kan begryp nie. Want U laat dit reën. Ja, Here, soos wat ons dit in U natuur kan beleef, nie net oor die wat goed doen nie, maar oor die ganse skepping. Ja, Vader, U genade strek ook tot diegene wat nog nie in U glo nie. Juis, Vader, sodat U goedheid kan getuig en vir hulle bekend kan word. Sodat hulle mag hoor dat U God is en dat U genade vrylik gee. Ja, dat U in U geliefde hierdie skepping wil bevry. Dankie, Vader, dat ons daarom vandag hierdie dag kan toewy as 'n dag waarin ons U wil prys vir U goedheid. 'n Dag waarin ons besef dat ons deur ons Here Jesus Christus as kinders voor U kan staan en hierdie besonderse voorreg het om U as ons Vader aan te roep. Wil U ons juis ook vandag so deur die woord seën, dat ons daaruit mag verstaan wat dit werklik beteken, hoe U as 'n drie-enige heilige God van die begin af, reg deur die geskiedenis van die wêreld tot vandag toe en tot aan die einde in beheer is en sal bly. Ja, Vader, vergewe ons vir die sonde smet wat nog so aan ons kleef. Wil U ons bewaar daarvan dat ons deur die bose op paaie gelei word waar ons nie die versoekings kan weerstaan nie. Maar laat ons besef dat ons in ons Here Jesus Christus die vermoë het om moedig daarteen te stry. Vader, ons dink ook as ons hier by een is in dankbaarheid aan diegene wat nog nie dankbaarheid in hulle harte ervaar nie. Hulle wat nog nie die vrymoedigheid het om U openlik te aanbid en in die samekoms van die erediens te wees nie. Wil U ons as gelowiges lei op 'n besonderse manier dat ons ook die evangelie aan hulle kan bedien, sodat hulle kan hoor van U liefde en U trou. Wil U dit ook nou so met ons doen, as ons na U woord toe draai, en genadiglik al ons gebede verhoor, want ons bid dit nie uit ons eie nie, Vader, maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek het die voorreg gehad om afgelope maandagmôre by 'n laerskool te open en vir 'n klomp kinders te vra, waar het alles begin? En hoe hulle amper in een asem uitgeroep het in die begin in Genesis 1. God het alles gemaak. Klein kindertjies wat nog voor die grootes geantwoord het en dit weet. En ek vra toe vir hulle, maar het julle geweet dat God ons in sy woord leer dat hy sekere dinge al gedoen het en besluit het nog voor Genesis 1 vers 1. En toe daai vraagtekens in hulle oë kom, toe is dit die geleentheid vir die evangelie om gesaai te word. En vir daai rede lees ek vanmôre vir ons saam uit Efesiërs 1. En dit is 'n brief van Paulus wat vir ons so bekend is en ons sal self so dikwels behandel het, maar die woorde daarvan is so treffend as ons regtig stil staan en daarna kyk. Om te kan sien hoe God nog voor die grondlegging, nog voor die skepping van hierdie wêreld alreeds besluit het dat hy ons Vader sal wees en ons sy kinders. Efesiërs 1 vanaf vers 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies
om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. 3 keer sê Paulus in hierdie gedeelte, daarom moet ons sy grootheid prys. En vers 3 vat eintlik vir ons die basis saam, die kern van waaroor hierdie hele boek Efesiërs gaan, en in besonder hierdie inleiding, hierdie lofprysingsinleiding waarmee Paulus begin. As hy sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Net soos wat ons in die wet gehoor het, die grondslag vir ons lofprysing begin by God. En net so begin ons aanbidding van God met lofprysing. Dit is die basis van alles, en Paulus bou dit wonderlik uit in hierdie hoofstuk. Hy deel as te ware hierdie inleiding op, om vir ons te wys wie God drie-enig is. Hoe hy God ken en God ervaar, en daarom rig hy sy lofprysing tot God drie-enig. En so besonder dat ons as gelowiges 'n dag kan afsonder, 'n dag kan vat en sê, maar hierdie dag, vandag, wil ons God na regte prys. Ons wil hom erken vir wie hy is, want hy openbaar homself aan ons op so 'n wonderlike manier, en ons sonder nie hierdie dag uit om te sê dat ons op ander tye dit verkeerd doen nie. Dit gaan ook nie daaroor dat ons nie God prys nie, maar dit is om net weer vir 'n oomblik stil te raak, en te spreek tot die gesindheid van ons harte, om ons te herinner, hoekom God is wie hy is, wat God vir ons gedoen het, hoekom ons hom moet prys. Ek sê weer, dit insinueer glad nie, dat dit 'n verkeerde gesindheid is wat aangespreek moet word nie. 'n Mens kan dit in 'n sekere opsig beskryf soos 'n atleet. 'n Atleet berei homself voor vir 'n wedloop. Hy oefen sodat hy fisies, liggaamlik reg is daarvoor, maar hy reël ook sy gedagtes sodat hy geestelik reg en sterk is vir die wedloop. Hy wil eintlik daar by die wegspringpunt staan en gereed wees vir die skoot om te klap. En 'n mens sien dit as 'n mens atletiek kyk, hoe 'n atleet daar staan en jy kan sien sy oë kyk ver. Dis asof hy deur elke tree gaan wat hy in hierdie wedloop gaan gee en homself motiveer en homself opbou en vir homself sê, maar ek het voorberei, so nou moet ek alles insit wat ek moontlik kan. En as jy al ooit gehardloop, dan weet jy, ergens in daai wedloop bereik jy 'n punt waar jou bene begin jelly raak. Vir alle langafstand atleet, en jy begin moeg raak, en dan onthou jy, maar jy het voorberei hiervoor, en jy is gereed hiervoor, en dan motiveer jy jouself opnuut om te sê, maar nou gaan ek alles insit, tot op die einde. En dit is wat ons vanmôre doen. Ons herinner onsself
dat ons alles wil insit in hierdie wedloop van hierdie lewe. En dit is in 'n sekere opsig wat ons dan sien hierso van Paulus. Iets van wat die gesindheid van Paulus se hart is, sy vertrekpunt in alles wat hy sê en alles wat hy skryf. Hy begin altyd met lof aan God. Altyd sê hy, daarom moet ons God dank. Altyd begin hy deur te sê, ons dank God altyd vir julle. Ons loof God altyd vir julle. Loof God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy begin natuurlik hierdie brief met sy gebruikelike groetseën, wat vir ons bekend is, en vir daardie rede dat ons ook ons eredienste so begin, want dit is God se seën, wat hy uitspreek in hierdie groete. En dan begin hy in vers 3 met daai woorde wat ons gehoor het. Aan God, en dan identifiseer hy vir God, hy sê, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Want hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Lofprysing is gerig op God drie-enig. Vader, Seun en Heilige Gees. En so struktureer Paulus dit baie mooi sodat ons kan sien wie is God en hoe ken hy God. En na hierdie aanvanklike stelling lees ons dan verder as hy fokus spesifiek op lofprysing aan die Vader van vers 4 af. Hy sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ek vra baie keer vir die kinders in die belydenisslas, was Christus in die Ou Testament? En dan sal sommige en ander sal, en hulle is nie seker nie, want dit is nogal 'n moeilike ding soms om uit te pleis die mensheid van hom en die godheid van hom, maar so duidelik staan God se voorneme hier vir ons geskryf. Vers 5, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Met ander woorde, God se plan was nog nooit anders nie. Dit is hoe hy van die begin af beplan het om dit te doen. Dit is hoe hy dit in Christus deurvoer, en daarom sê Paulus, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. 'n Klomp dinge wat hy hierso sê oor God die Vader. Hy het ons geseën in Christus met die Gees as gawe. Hy het ons uitverkies in Christus om heilig en onberispelik te wees. Hy het ons daarvoor bestem deur Christus om sy kinders te wees. Daarom moet ons hom prys. Want dit is wat sy voorneme was. Al hierdie seëninge waarvan ons hoor, alles wat God in gedagte gehad het, nog voordat hy hierdie wêreld geskep het, is bedoel vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir my ook. En God het dit besluit, nog voordat hy gesê het, laat daar lig wees. Is dit nie juist wat ons in Genesis 1 lees dan? Dat toe God die mens geskep het, het hy maar sy verteenwoordiger geskep, en hy het hom geseën. Met ander woorde, Adam was heilig geskep. Wat 'n onbeskryflike voorreg het Adam nie gehad nie, om vir God persoonlik te ken. Om te weet wie die Vader is, om in 'n persoonlike verhouding met God, sy Vader te kan leef. Om te weet, hy het die voorreg om dit in ewigheid te kan doen. Hy lewe in 'n perfekte skepping, sonder enige smet. En hy lewe reg voor sy hemelse Vader. Dit was God, die Vader se plan van die begin van sy skepping af. En al het die sonde 'n slegte smet daarop geplaas, is dit tog uiteindelik wat hy met sy skepping gedoen het in Christus. In Christus is dit presies waarin hy ons gelei het. En daarom moet ons hom prys vir sy wonderlike genade. Want genade het al bestaan in God nog voor hierdie wêreld geskep het. Toe reeds het God geweet, in genade gaan hy ons verlos. God het presies gedoen wat sy voorneme was om te doen. Ongeag wat Adam gedoen het.
Ongeag die sonde wat Adam in die wêreld ingebring het, ongeag wie ek is en wat ek doen en die sonde wat ek steeds elke dag byvoeg, het God nie een oomblik afgesien van sy voorneme nie. Maar hy het my uitgekies. Hy het jou uitgekies om heilig en onberisplik voor hom te wees. Dit beteken hy het jou vooraf al uitgesonder om eendag sy kind te wees, om eendag weer voor hom, soos Adam te staan, sonder enige sonde in jou. Dit was sy voorneme. En hoe bring die Vader sy voorneme tot uitvoering? Paulus sê deur sy seun, die tweede persoon in die drie enige God. Van vers 7 af lees ons, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. So, al het die wêreld 'n taamlike verkeerde draai gevat deur Adam se sonde, het dit geensins God se plan beïnvloed of aan stryk gebring nie. Inteendeel, al is dit vir ons vreeslik moeilik om ons koppe om dit te moet draai, is dit baie duidelik dat dit nog altyd God se plan was, om ons weer terug te kry in hierdie selfde verhouding as waarmee hy Adam geskep het. En as gevolg van die sonde, moes dit deur 'n proses gebeur. 'n Proses wat God lankal al van geweet het, lankal reeds vasgestel het, ons lankal reeds bestem het om deur te gaan. Die Vader moes sy seun na die wêreld stuur om te kom boete doen vir die sonde van die mens. As mens moes die mens betaal vir die sonde. Met ander woorde, 'n perfekte mens was geskep en daardie perfekte mens het die skepping gekrenk deur sonde, maar daarom moes 'n ander perfekte mens kom om hierdie verhouding weer perfek te maak en te herstel. En daarom sê Paulus dit so mooi in 1 Korintiërs 15 as hy na Christus verwys. Hy sê die eerste mens, Adam, hy het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam, dit is Christus, hy het die lewendmakende Gees geword. En ja, dit is vir ons moeilik om te verstaan hoekom hierdie proses, hoekom 'n mens presies deur dit moet gaan. Maar dit is nie vir ons moeilik om te verstaan wat God daarmee wil bereik nie. Want ons lees so duidelik dat God sy wil aan ons openbaar. Paulus sê verder in vers 10, sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig. Nou ons lees in Genesis al dat God die hemel en die aarde geskep het en alles wat daarin is. Ons bely dit so gereeld, ons lees dit in die wet selfs as ons God se wet uiteensit. Dit was nog altyd God se voorneme gewees, dat alles wat hy geskep het, onder een hoof verenig sal word, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Dit is 'n besluit wat vas staan. God het dit lankal reeds so bepaal en niks kan enigiets doen wat dit kan verander nie. Daarom sê Paulus in vers 12, daarom moet ons, die eerste wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Hy loof die Seun van God, Jesus Christus, vir sy genadige beskikking, dat ons deur hom weer kinders van God kan wees. Sien nie baie duidelik die patroon. God die Vader doen presies wat hy voorgenem het om te doen. Deur die Seun bring hy dit tot uitvoering. Hy maak ons vry van hierdie bande van die sonde en die dood. Hy vergewe ons. Hy neem ons aan as sy kinders. En omdat sy Seun die lewendmakende Gees geword het, kry ons deur sy Gees deel aan sy verdienste. Deel van die uitvoering.
En daarom as Paulus verder skryf in vers 13, hoor ons hoe hy sy aandag ook fokus op die derde persoon in die drie-enige God, die Heilige Gees van God. Hy sê, deur Christus het julle ook julle deel geword van die volk van God. Wanneer? Toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Vader se voorneme deur die Seun tot uitvoering gebring en in die Gees aan ons verwesenlik, beseël, vasgemaak. Met ander woorde, hy laat ons deel kry aan Christus se verdienste. Hoe? Deur die hoor van en die glo in die evangelie van Jesus Christus. Maar meeste van ons behoort te vra, hoe werk dit prakties? Dis een ding om dit te sê en dit te bely en dit te hoor, dat die Heilige Gees van God my as God se eiendom beseël, maar wat beteken dit? Hoe werk dit? Ook dit verduidelik Paulus vir ons hierso. Presies wanneer, sê hy, word 'n mens deel van God se volk? Met ander woorde, wanneer word dit 'n werklikheid vir jou? Wanneer 'n mens die waarheid van die evangelie hoor en dit glo. Met ander woorde, jy moet die evangelie hoor en dan moet dit geloof in jou hart meebring. So hoe kom 'n mens dit ter hore? Hoe hoor 'n mens dit? Dit is baie logies. Iemand moet dit vir jou sê, nie waar nie? Iemand moet dit vir jou verkondig. En dit is nie noodwendig die dominee op 'n Sondagmôre wat dit doen nie. Dis enige iemand wat die woord van God oopmaak en daaruit lees en met jou daaroor praat en vir jou vertel wie God is, maar jy moet dit hoor. Iemand moet dit sê. Maar hoe kan iemand dit sê as hy dit nie weet nie? En hoe kan iemand dit sommer net weet? Baie eenvoudig. God moet dit aan jou openbaar. God moet dit so bepaal dat dit by jou uitkom dat jy dit kan weet, sodat jy dit ook kan sê, sodat iemand anders dit kan glo. En hoe goed doen God dit? Deur sy woord. Wat almal van ons het, wat vrylik beskikbaar is. Ons weet, die lewende woord is ons Here Jesus Christus, en deur sy beskikking is dit vir ons op skrif gestel, en nou het ons dit. Ons weet, elke woord in hierdie Bybel is deur die Gees van God gegee. Dis deur die Gees van God geïnspireer in die skrywers daarvan. Paulus self skryf dit, as hy aan Timoteus skryf, en hy sê vir Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, selfs deur dit te gebruik en die regte gewoontes aan te leer, deur die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Geen atleet wat homself enigiets ag, gaan neem deel aan 'n wedloop sonder om voor te berei daarvoor nie. En ook 'n Christen behoort dit nie te doen nie. Ons het die woord van God om ons voor te berei vir hierdie stryd. Maar Paulus sê ook in Romeine 10, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? Met ander woorde, die vraag oor geloof. En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Met ander woorde, die hoor van die woord. En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Iemand moet dit weet om dit te sê. Hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dus, ook deur die Gees van God, word die een wat die woord moet bring, gestuur. Dit is dieselfde Gees wat gewerk het in die een wat dit op skrif moes stel, dieselfde Gees wat werk in die een wat dit moet lees, wat dit moet sê en dit moet hoor. Van begin tot einde is dit die Heilige Gees wat in beheer is daarvan. Dis hy wat dit laat realiseer. In plain Afrikaans, die Gees doen dit in my en vir my. Hy bring dit als vir my bymekaar. As die woord wat verkondig is nie deur hom geïnspireer is nie,
dan is dit nie van God af nie. As die een wat dit verkondig nie deur hom gestuur is nie, dan is dit nie van God af nie. As die een wat dit hoor nie glo nie, dan is dit nie die wil van God nie. Ja, die Gees kan ook iemand verhinder om te glo. En soos wat ons verder in Handelinge in ons preekreeks gaan lees, sal ons hoor hoe die Gees selfs vir Paulus verhinder het om die evangelie op 'n spesifieke plek te gaan verkondig. Daarom is die Gees jou waarborg. Daarom is die Gees die een wat jou daarvoor beseël, want sonder hom kan jy nie by die punt van geloof kom nie. Onthou wat het Paulus reg aan die begin gesê, wat God se voorneme was, God se doel met ons uitverkiesing in Christus. Dis om heilig en onberispelik voor hom te wees. Met ander woorde, om weer in daardie verhouding te kan staan waarin hy Adam geskep het. Heilig en onberispelik. En dit is wat die Heilige Gees jou hele lewe lank met jou doen. Jou hele lewe op hierdie aarde stap die Heilige Gees met jou op pad van heiligmaking, tot die dag wat jy na die Here toe gaan. En dit is slegs deur die bloed van die Seun dat jy onberispelik voor die Vader kan staan, want dit is sy bloed wat jou skoon was. So die Vader gebruik sy Seun om jou weer onberispelik te maak, en sy Gees om jou weer heilig te maak voor hom. God drie-enig werk met jou van begin tot einde. En daarom sluit Paulus af in vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Want al weet ek Christus het betaal vir die sonde, al weet ek hy die dood oorwin, sien ek nog in hierdie wêreld mense wat sonde doen, sonde wat gebeur, slegte dinge wat gebeur. Daarom besef ek, maar daar is iets wat nog moet kom. En hier staan God se belofte vas. Ons sal ook verder ontvang wat hy beloof. Volkome verlossing. Nie net aan jou siel en gees nie, maar selfs jou liggaam, wanneer die Here Jesus Christus weerkom. Besef die enormiteit van God se absolute beheer. Sy absolute soewereiniteit om te verseker dat jy hom sal ken. Dat ongeag wat in jou lewe al gebeur het tot op hierdie oomblik, dit geen verskil maak nie, want sy voorneme is dat jy hom sal ken, dat jy sy kind sal wees, dat jy sal deel in die heerlike erfenis van sy Seun, 'n ewige lewe. Dit is beslis nie 'n toevalligheid nie. Dit is nie deur die dominee of die ouderling of jou ma of jou pa of die tannie wat vir jou katekisasie gegee het se toedoen, dat jy vandag kan sê jy ken die Here nie. Hy het voor die skepping van hierdie wêreld al besluit, jy sal hom ken. Daarom moet jy sy grootheid prys. Ja, God het niks van wat hy voorgenem het om vir jou te gee, laat uitbly nie. Nie 'n enkele ding daarvan van jou weerhou nie, maar jou geseën met elke seëning wat daar in die hemel is. So wees vandag daardie atleet. Daai een wat jouself herinner, dat ek nou myself weer moet regkry en alles moet insit. Nie omdat ek verplig is nie, maar omdat ek weet wie saam met my daar is. Omdat ek weet wat my eindbestemming is. Omdat ek graag wil, want ek ken die Here. Ek is dankbaar vir wat die Here vir my gee. Daarom wil ek die Here prys. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue en almagtige Vader, ja, U is God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, en deur U genade het U elkeen van ons by die naam geroep om U kinders te wees. En daarom wil ons U vandag prys. Ja, Here, met al ons gebrekkige gewoontes wat ons het, met al die sonde wat so steeds aan ons kleef, in elke opsig wat ons menslik gesproke tekortskiet, kom ons voor U om U te erken en U na regte te eer, want U is God.
U is lief vir ons. U bewys soveel genade teenoor ons. Hoe kan ons anders as om met dankbare harte voor U te staan? Wil elkeen van ons vandag daarom seën, Here, dat ons hierdie waarhede kan verstaan, dat dit as 'n werklikheid in ons harte vir ons insink, sodat ons dankbaarheid voor U kan uitleef. Nie omdat dit enigsins op ons afgedwing word nie, Vader, maar omdat ons besef hoe ontsaglik lief U vir ons is. Mag dit 'n opregte voorneme van ons hart wees, om in 'n lewe van dankbaarheid en lof vir U te leef. Hoor ons gebed, Vader. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir die opneem van die liefdegawe en dan gaan die mannekoor vir ons weer sing. Goeiemôre gemeente, dit is vir ons so voorreg om hier te wees, maar na hierdie wonderlike preek het ek nie 'n keuse as om die volgende lied se storie vir julle te vertel nie. Horatio Stafford was 'n sakeman uit Chicago uit met die draai van die eeu, die 19de eeu. En dit het nie goed gegaan met hom daarso nie, dit het oorspronklik goed gegaan, hy was 'n ryk sakeman, en hy het al sy besighede verloor. Toe is sy seun oorlede en sy vrou en sy 5 dogters gaan Engeland toe met die skip en op pad is daar ongelukkig sink die skip en al 5 sy dogters is ook oorlede. Dis 'n ware verhaal, dit klink nie lekker waar nie. Toe hulle in Engeland kom, stuur sy vrou vir hom 'n boodskap oor die slegte nuus dat sy dogters oorlede is, maar sy het oorleef. En hy klim ook op 'n skip en hy vaar oor Engeland toe. En op die plek waar die ander skip gesink het, sê die kaptein vir hom, hierdie is die plek. En die woorde van hierdie lied kom by hom op. Want hy het 'n pad gehad met die Here. Ons sing graag vir jou hierdie woorde. Amen.
Liefdes, kom ons antwoord op die woord van die Here en hierdie besef van sy absolute genade en beheer in ons lewens deur hom te prys met die woorde van Skrifbereiding 4:6. Ons staan, dan sing ons dit saam en dan bly staan ons vir die Here se seën. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig na jou toe laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.
Alleluia.
Baie dankie, ek wil vra dat julle net so bly staan eers. Ons was 'n baie bevoorregte gemeente vanoggend. Ons is so geseën. Ek weet nie hoe kry mens 2 dosyn manne bymekaar in 'n koor nie. Genade. Ek wil net sê, dis nie maklik nie, om so klomp manne bymekaar te kry om te sing nie. Maar wat ook nie maklik is nie, is om so 'n hele koor bymekaar te kry. En hier te kry, op 'n Sondagoggend as so 'n reënerige dag is. Jy het die begeleier nodig, jy het die dirigent nodig, jy het al jou stemme nodig. Jy moet voor die tyd voorberei en oefen. En ons wil net sê, ons waardeer dit baie. Ons is dankbaar dat julle by ons kom sing het. En dan het hulle ook hulle hele vroulike bewonderaars hier binne in die gemeente. Dit waardeer ons ook, dat julle saamgekom het. En koor het ook altyd uitgawes. So ons het so ietsie vir julle koorkas. Vir wie kan ek dit oorhandig? Baie dankie, ons waardeer. Ek hoor iets van hulle wat sê hulle wil nog ietsie sing. Baie dankie julle, ons waardeer opreg. Dan net ons afkondigings. As daar dalk enige nuwe intrekkers is vanmôre, dalk kan ek eers vra, is die nuwe intrekkers? As jy vanmôre nie hier so by ons is, hiervoor, julle is baie hartlik welkom. Julle kan vir Johan en vir Ilse ontmoet. Hulle sit net, ek sien Johan daar, sit hulle bietjie agtertoe, daar agter in die hoekie by die trappe. Ontmoet vir Johan en Ilse en dan kan hulle julle besonderhede kry en dan kan ons ook by julle kom kuier. Julle is hartlik welkom by ons. Ons kollektes vanmôre, die eerste een was vir die diakonie en die tweede een wat opgeneem was, dit was hier vir die teologiese studentekas. Hartlik geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Die name is ook in die blaadjie en in die afkondigings gewees op die bord. Dan dink ons ook aan almal wat deur moeilike tye gaan, diegene veral wat ook dan nog versterk na chirurgie. En ons sê baie dankie vir diegene wat vir ons regmaak vir die lekker koffie en tee wat ons na die tyd gaan drink. Ons dink ook aan Leandrie de Kok. Sy is gister opgeneem in Unitas Hospitaal en sy is ongesteld. Ons dra ook al ons groete aan haar oor. Ons bid ook vir haar spoedige beterskap toe. Vergaderings vir die week, môre aan 6:00 is dit die finspan, woensdag aan 7:00 is dit die kommunikasiespan. Dan as jy nog graag jou advertensie vir die gemeente se besigheidsblad wil deurgee, stuur asseblief vir Amanda by die kerkkantoor. En dan sê die diakonie baie dankie vir al die hulp wat hulle so uit die gemeente ontvang. Die voorgesette ondersteuning vir die grondboontjie botter en konfyt projek vir Eljada huis, as ook die gevriesde etes wat ons gevra het, wat al so ruim begin inkom. As jy steeds daarmee kan help, waardeer ons dit opreg. Bring as dit jou wyk se beurt is vir teeskink, kry die bakkies, bring die gevriesde etes en so kan ons ook baie mense daarmee help. En dan het die diakonie ook die herfsblaar tee, die 27ste Maart. Dit is vir die 70-plussers. As jy nog nie jou naam vir Dion gegee het nie, onthou hom asseblief teen môre so te doen. En dan die kennisgewing dat die Matriekafskeid Expo, daai datum verskuif na die 27ste September. Kom ons ondersteun ook daai groep dames wat vir ons daai reëlings tref. En dan die laaste afkondiging, so met 'n hart wat in twee gedeel is, met groot dankbaarheid aan ons Hemelse Vader vir die lieflike reën. Maar kan ons ook ongelukkig nie vanmôre voortgaan met die blokbraai nie, want dit is 'n moeras daar onder by die braaiers. So ons sal die blokbraai weer op 'n ander geleentheid skeduleer, maar ons sê vir die Here dankie vir die reën wat hy so mildelik geskenk het. Kom ons gaan drink lekker saam tee.